Hallo, baie welkom terug by Remoer, die podcast vir vars vrae in jou moedertaal. Ek is terug saam met my co-host Alnike en hierdie week tackle ons werkloosheid in Suid-Afrika. Alnike, sal jy ons afskop met 'n vraag? Okay, my vraag is, wat is die verskil tussen, wat is die verskil tussen unemployed en time-related underemployed? Okay, cool, ja, wel, dis eintlik, so, dis obviously alles het te doen met mense wat nie werk het nie, maar die een, unemployed mense is net mense wat essentially glad nie werk het nie, en 'n underemployed Maar werk persoon. soek. Ja, wel kyk, so unemployment kan jy in 2 kategorieë verdeel. So jy kry unemployed people wat soos die definisie van unemployment is of expanded of die gewone definisie. En die expanded definisie is die mense wat byvoorbeeld werkloos is, maar ook nie werk soek nie. Hulle is moedeloos gesoek en toe hulle ophou soek. En dan net die gewone unemployed mense is mense wat basies werk soek. Hulle is unemployed tussen ek dink 15 en 64 of so iets. En hulle soek wel werk. En dan as dit kom by underemployed mense, dan is dit essentially net eintlik mense wat hulle werk miskien, maar hulle werk nie genoeg nie. So dit is of mense wat byvoorbeeld nie werk in die area wat hulle geswat het of met hulle skillset nie. En dan doen hulle net tydelike werk of hulle werk wat hulle wil wel doen, maar dis te min ure of daai tipe ding. So ja, underemployment is maar net mense wat part-time job. Ja, dis alwees job full-time. Ja. Okay. Ja, wel jy kan tegnies unemployed wees en soos 'n fulltime werk soek. So dit gaan nie regtig oor die fulltime of nie fulltime nie, maar ja, met underemployment, soos time related underemployment is soos net sê nou maar dis is 'n seasonal fruit picker. Soos daai persoon gaan tydens wintermaande as hulle nie, ek weet nie wanneer pluk hulle vrugte nie, maar tydens die maande waar daar vrugte nie gepluk word nie. Yes, dan jy time related underemployment wat jy minder werk teen daai tyd. Okay, so werkloosheid is definitief 'n issue in ons land. Spesifiek, en ek praat nou spesifiek van die definisie unemployment. So, hierso sê dit dat in die laaste kwartaal, die eerste kwartaal van 2025, is die werkloosheidssyfer persentasie gewys nou 32,9%. Dit basies 1% opgegaan van die laaste kwartaal in 2024, wat baie is. Dit is regtig baie. Maar okay, ook wat ek gelees het, ekonome het dit nie verwag nie. Hulle het gedink dit gaan minder wees en een van die invloede van dit kan wees die seasonal fruit pickers byvoorbeeld. Maar buiten vir dit, my grootste worry is nie die feit dat daar nie net die feit dat daar 'n hoë unemployment rate is nie, maar die feit dat daar 'n hoë unemployment rate is in jong mense. Ook in ouer mense, ek wil hulle nie exclude nie, want daar is ouer mense wat ook 'n hoë unemployment, daar's ook 'n hoë unemployment rate in ouer mense. Hierso kan dit kry. So youth unemployment is van die 32,9% is daar omtrent 60,7% van hulle wat youth unemployment is tussen 15 en 24. En dan unemployment aged tussen 15 en 34 as a proportion of total unemployment is 67,8%, wat regtig baie is. En ja, kyk die ding is. Ja, ek kry nou nie die ouer een nie, maar dis baie. En dis my issue, want hoekom? Hoekom is daar nie werk vir jong mense nie? Of hoekom het jong mense te hoë expectations van wat dit beteken om in die
omgewing in te gaan. En dan gaan hulle soos in ek soek werk, maar ek soek 'n werk wat my 50,000 'n maand betaal. Of gaan hulle ek soek werk, maar dit moet na my toe kom. Of gaan hulle ek soek werk, maar dit moet van die huis af wees. Ja, ek weet nie. Ouer mense kan ek verstaan hoekom daar hoë unemployment rate is, want hulle is gewoonlik overqualified, te oud, te experienced. Daar's altyd hulle is te en die besighede maatskappye kan hulle nie betaal vir hulle experience en hulle knowledge nie. So ek kan dit verstaan. Dit is vir my half soos in okay. Ja. Nie, maar dit jy verstaan. Ja. Dis regtig vir my ja, 'n issue. Wat dink jy? Wat dink jy? Hoekom dink jy is jong mense hoekom sukkel jong mense om werk te kry? Ja, ek dink jy's reg in die sin van soos jy het 'n paar goeie goed genoem, soos cinema dat hulle te hoë verwagtinge het of dat hulle nie werk uitgaan en werk gaan soek nie. Ons is redelik tech savvy, so dis vir my moeilik om te dink dat daar jong mense is wat nie byvoorbeeld na ten minste 'n biblioteek of iets toe kan gaan of 'n print shop en soos 'n CV gaan optik nie. Maar ek besef ook dat dit ook half kan oorkom asof soos ek kom obviously in daai sin het ek daarom toegang gehad tot dit toe ek ook 'n bietjie jonger was selfs as nou. So vir iemand wat vir die eerste keer met werk so kan dit dalk meer daunting wees as om net te gaan en dit te gaan doen. So dit mag dalk 'n rede wees wat contribute tot die hoë unemployment syfer onder die youth especially. Maar ek het nou die dag op 'n baie interessante studie afgekom oor in 19 soos die studie gaan oor die ideologie wat vir kinders geleer word wanneer hulle op skool is. En hoe dit 'n invloed het op die langtermyn soos uitkomste wat die kinders uit hulle skool uit kry. So byvoorbeeld langtermyn affekteer dit inkomste van 'n adult en dit affekteer hulle career choices. En dit was my verskriklik interessant geweest. So as ek net soos 2 minute gou kan vat en net verduidelik, dit was 1973 tot 1975 geweest wat daar 'n eksperiment gedoen is in Finland. In een van die Finnish munisipaliteite, waar hulle die graad 5's het hulle gevat, hulle het dit op 'n bietjie vir 'n paar ander grade ook geïmplementeer, maar hulle het onder andere toen op die ouene net gefokus op die graad 5's. En wat hulle gedoen het, is hulle het onder die guise van soos, dit is, wat het hulle gesê, onder die guise van 'n volronde onderrig, moet hulle ook leer oor byvoorbeeld hulle toe 'n curriculum essentially ge-introduce in die curriculum in van die graad 5's wat 'n total Marxist ideology viewpoint aangeneem het. En as jy deurgaan na die tyd deur van die goed wat vir die kinders gebruik is as leesstof en as materiaal, dan het dit letterlik, dit was so pushed in one direction, dat hulle sekere woorde wat soos sê nou maar revolution of klase, soos arm teenoor die ryk, het hulle onderstreep ewen in die handboeke om meer aandag te trek. En hulle is byvoorbeeld onder die kinders, ek meen hierdie kinders is 11, hoe oud jy is, graad 5 is 11. Hulle het hulle laat letterlik in 2 groepe verdeel en die een groep moes pretend hulle is die arm kinders, die lower class, en die ander mense moes pretend dat hulle die ruling class is. En hulle so teen mekaar opgespeel vir kwartale. En dit was my verskriklik interessant geweest. Toe 'n studie nou onlangs gaan teruggaan op dit en gaan probeer uitfigure hoe kan ons hierdie mense wat in daai graad was opspoor en wat kan ons nou sê oor hoe die ideologie hulle beïnvloed het. En dit was fascinating geweest om te sien hoe letterlik wat hulle toe gevind het is hulle het registraar data gevat van Finland. En toe hulle van 1995 dink ek tot 2005 het hulle toe die mense gaan opspoor wat daai jaar graad 5 was. En hulle het toe gekyk wat was toe hoe het hulle uitgedraai en dit was nou lekker want dit was essentially ek dink 2 klasse gewees van graad 5's en toe of 5th graders en toe hulle kan jy dit mos nou obviously vergelyk teenoor ander munisipaliteite waar dit nie gebeur is nie waar hulle die gewone nasionale kurrikulum gevolg het.
En ja, so wat hulle toe kry is, die graad 5's het 'n 10% minder verdien as die groep graad 5's wat die normale nasionale kurrikulum gevolg het. En dit is dan essentially die ekwivalent van soos as jy nou 'n jaar langer gaan swat, dan sou jy 10% meer gekry het as jou cohorts. Dit was verskriklik interessant en die rede vir dit was nie dat hulle verkeerde soos dat hulle ability of hulle persoonlikheid of so verander het nie. Maar wat dit gedoen het is dit het hulle wat hulle consider valuable werk is, het hulle verander. So op die ouende het hierdie mense soos careers gekies wat meer gefokus was op civic-minded careers, soos om nurses te word of onderwysers te word, en baie van hierdie careers word dan obviously geassosieer met laer inkomstes. Maar okay, so die rede hoekom ek dit interessant gevind het en hoekom ek dink dit op toepassing in Suid-Afrika is omdat hoeveel van ons werkloosheid kan ons establish, especially onder die jeug, is werkloosheid as gevolg van daar is nie werk nie, of werkloosheid as gevolg van ek wil nie werk nie, of net 'n complete mismatch teen wat ons leer in skole en wat in die werksplek actually aangaan. Ek meen, hoeveel van die werk wat jy geleer het toe jy graad 5 was, het gesê soos, hoekom dink jy het jy die karier gekies wat jy gekies het? Bedoel jy, ek wil net gou, soos bedoel jy dit wat ek wil bereik, of dit wat ek nou tans in is? Nee, nie ambisie nie, net soos die rigting, nie die werk wat jy nou doen nie. Net soos, hoekom dink jy... Die rigting waarna ek wil gaan. Ja, hoekom, dink jy daar's iets toe jy jonger was, wat jy in skool geleer het, wat maak dat, of wat beïnvloed het, dat jy iets soos kunsgeskiedenis sien as 'n verskriklike waardevolle ding om aan te pak? Ek dink nie dit was noodwendig in skool gewees nie. Onthou my ma is academic. Ja. En ons was altyd, my family is baie intuitive in die sin van hulle geniet dit om nuwe goed te leer. So ek sal nie noodwendig sê skool nie, want wie op skool is soos in, ons gaan nou iets nie leer elke dag, verstaan. So ek sal nie noodwendig sê op skool nie. Maar die ding is, maar definitief goed van my family wat gegaan het soos in, kom leer, dis awesome om te leer, daar's altyd meer om te leer. En dit is actually, nou dat ek dit sê, dis baie funny. Dis iets wat my ma en my pa en my tannie en my oom en my broer, my vriendin niggie en my neef en ons, dis letterlik wat ons vir mekaar sê elke liewe dag. Daar's altyd meer. Ja. So, ja, definitief. Daar's definitief iets van my childhood, not per se my skoolloopbaan, waar ek geleer het, daar's meer. En dit het my gebring tot my loopbaan waar ek nou in is research. Ja, so ek dink, as ek nou byvoorbeeld dink, wat het ons op skool geleer? Wat ek meer daarmee bedoel is soos, ons het byvoorbeeld, ons is 'n hele generasie, ek kan nou nie praat vir ander generasies nie, so ek kan net praat vir ons generasie, en ook seker nie eers vir almal in ons generasie nie, maar ons is 'n generasie wat gesê is, gaan kry 'n werk. Go get a job. Daar's 'n spesifieke manier wat capitalism gevreis word. En ek dink vir ons was dit al reeds op 'n baie spesifieke manier, maar ek moet vir jou sê, ek verwag, as iemand weet, soos, ek's bereid om gekorrigeer te word hierop, maar ek verwag dat die tipe viewpoint op capitalism in vandag se skole baie negatief is. En die manier hoe daai negatiewe view op het half, dit net negatief in 'n jong kind se brein maak ook dat jy nie noodwendig 'n multi-biljoenêr wil word nie. En ek wonder of dit nie is hoekom, want kyk, Suid-Afrika het 'n baie sterk, alhoewel ons dink ons het verskriklik baie unskilled mense, wat ons het ons 'n verskriklike sterk tersiêre sektor, soos finances en services sektor. Selfs mense soos domestics en daai service sektor is baie sterk in Suid-Afrika. So ek wonder of daar nie net soos 'n complete mismatch is tussen wat
studente vandag dink is waardevolle werk en wat werklik is nie. Soos wat dink jy is dit wat kinders vandag, hoekom dink jy is hulle unemployed? Dink jy hulle wil sekere goed doen wat ons regtig nie nodig het vir hulle om te doen nie? Soos dink jy ons het te veel lawyers of wel lawyers nodig, maar soos dink jy ons het te veel psychologists? Nee, ek dink nie ons het te veel psychologists nie. Psychologists het ook 'n tyd en plek, is baie moeilik om 'n sielkundige te word. Dus soos jy kan nie net jou graad hê en sê, ja, pas jy aan ek's 'n sielkundige nie. As jy net jou graad het in sielkunde, soos letterlik net 'n BA graad in sielkunde het, gaan jy nie 'n psychologist kan wees nie. Trust me. Nee, fair Nie dat ek enough. dit al op ek wil nie, maar jy gaan nie kan nie. Jy Ja. moet research doen daarin om actually 'n sielkundige te kan wees. Okay, Maar so sielkundige is 'n slegte voorbeeld. ja, HR mense. it doesn't matter. Ja. Daar's 'n doel vir HR mense ook. Daar's letterlik 'n doel vir elke posisie. Dis fine. My ding, die probleem wat ek sien. En dit kom van albei kante af, van werkgewers en werk, soos mense wat werk soek en mense wat werk gee. Die probleem van ons generasie, en ek praat nou spesifiek van Gen Z, want dis wat ons is Gen Z. Daar's 2 tipes, en hier het ek soos, like, 'n maand terug het ek 'n podcast geluister oor 'n dude wat net randomly begin praat het oor Gen Z, en hoe hy like Gen Z's, maar net die een tipe Gen Z, en nou die ander, ek gaan nou dit verduidelik. So, die 2 tipes Gen Z's, soos wat hierdie ou dit verduidelik het, is, die een is soos in, gaan soek opportunities. Dis die beste manier wat ek dit kan verduidelik, is, die een gaan soek opportunities, is bereid om hard te werk, en. Dit maak nie saak van watter omstandighede hy of sy afkom nie. Of jy nou van 'n privileged huis of 'n nie privileged huis afkom nie, en dan daar's ook baie te sê oor daai, Jordan Peterson het byvoorbeeld 'n hele teorie oor, anyway, so, jy kry die Gen Z wat gaan soos in, ek wil 'n amazing lewe hê, en ek gaan dit create vir myself. Daai Gen Z is hardwerkend, is slim, is bereid om te soek vir werk. Dan kry jy die Gen Z wat gaan, ek is slim, en ek werk hard, maar alles moet na my kant toe kom. Soos hierdie half lazy, like, expectation van, omdat ek slim is, en omdat ek deel van die generasie is wat die wêreld besig is om, wat probeer om die wêreld te fix, moet alles na my toe kom. So, daai deel van die amazing generation waarin ons is, en ons, ek en jy is Gen Z's, en ek dink regtig Gen Z's is nie horrible mense nie. Maar obviously, elke klas het maar sy gifappeltjie. Ek dink daai is die wat die unemployment rate opstoot. Terselfdertyd weet ek hoe dit voel om te soek vir werk en te sukkel om werk te kry. I know. Dit is 'n shitty ding. Dis nie lekker nie. Terselfdertyd, terwyl jy werk soek, almal soek iemand met experience. Almal soek iemand met 'n graad. Almal soek of meer as 'n graad. In fact, die veld wat ek geswat het, kan ek nie eers 'n werk kry nie want ek het nie my meesters nie. Soos dis crazy. Dis crazy. Maar ook, nou kry ek my meesters want ek nie ervaring nie, dan kan ek nog steeds nie die werk kry nie. Soos dit is ook 'n issue. Dit eintlik werk net teen mekaar. So, dis 'n moeilike ding om te probeer solve. Maar ek dink dit sal beter wees om te begin by die persoon wat werk soek. Want daardie persoon wat werk soek,
dis wat ek voel Ja. at least is soos daardie persoon wat werk soek of wat gaan soos in al die opportunities moet net na my toe kom en ek moenie die opportunities gaan soek nie. Gaan vlieg in die muur in, want it's not how life works. Jy gaan begin met 'n shitty salary en jy gaan by jou maale bly. Dis okay. Soos dit jy gaan nie net wham bam thank you ma'am, ek het 'n graad. Doesn't matter wat se graad dit is. Ek gaan nou 30,000 'n maand verdien nie. Is dit crazy? So nee. Daai Ek hou idee Ja. van ons generasie mense wat gaan ons is nie suksesvol as ons nie lewe soos wat ons ouers gelewe het toe hulle ons ouderdom was nie. Is crazy. Onthou toe byvoorbeeld, toe my ma my ouderdom was, het sy gelewe op 'n huishouding met 2 salaries, nie 1 nie. Want my pa het ook gewerk en hulle was getroud. Hulle was getroud my ouderdom. 2 salaries maak 'n verskil. My ma het 'n huis gekoop. Ja, my ma het 'n huis gekoop en sy het like 1,600 rand sit nou die dag my gesê, sy het so ietsie verdien. Maar brood het minder het soos 1 rand gekos, 'n brood. So you can't compare the two. Dis regtig moeilik om te gaan, Jessie, my ma het 'n huis gehad toe sy my ouderdom was. Jy kan dit nie compare nie. So dit is ook iets waaraan ons generasie moet dink. Soos hulle heeltyd gaan soos in nee, kom ons sê in my kop is dit wat gebeur. Jy kry die job, maar hulle bied jou net 7,000 aan en jy soos in nee, ek soek dit nie, want is nie genoeg nie, want ek kan nie uittrek nie en ek kan nie dit doen nie en ek kan nie dat doen nie. Eerstens, hou net op jouself compare met ander mense. Punt. So, ja, dis my opinie. Ja, wel ek hou van die idee hoe jy die entitled generation half uitbeeld, want ek dink dis presies wat dit is. Dis 'n generasie van ek dink is Tabo Mbeki wat ruk terug het hy gesê soos dis 'n generasie van hoe vroeg kan ons daar kom? Ons wil die vroegste daar wees. Hoe vinnig kan ons daar kom? Ons wil die vinnigste daar wees. Ons verdien om die vinnigste daar te wees. Net hierdie gevoel van half soos ons verdien, al werk ons nie hard nie, ons verdien dit moet na ons kant toe gestuur word. Ja. En ek dink mense sien dit ook in 2 maniere. Een, die minimum wage. Minimum wage is 'n verskriklike groot rede hoekom ons met so hoë unemployment sit. Want outomaties as jy dit duurder maak jy dit ook heel maklik of maak jy dit baie moontliker vir jou werkgewer om te sê hy kan nie meer so baie mense in diens neem nie, want jy gaan heel moontlik net dieselfde hoeveelheid werk kan doen. Jy is nie asof jy veel meer kan doen as jy meer betaal word nie. So minimum wage dink ek is 'n groot deel van daai dit stem uit entitlement generation uit. Ek verstaan hoekom dit daar is. Die minimum wage vir my is soos in ek is geregtig op hierdie geld, so jy moet dit vir my gee, maak nie saak of ek die werk doen of reg doen of nie. So wat daai entitlement ook soos net aanhits. Ja. Nee, 100%. En ek dink so as jy gaan kyk na die navorsing oor unemployment, soos die minimum wage en die effek wat dit op employment conditions gehad het, dan is daar 'n marginale effek. So dis regtig baie klein eintlik. Dit het obviously goed vir soos farmwerkers en domestics dink ek het dit baie gehelp. Maar dit het ook baie gedra tot hoër unemployment syfers. En natuurlik ook kostes reg oor die bord wat hoër is. So ja, dis ek kom ons nou nie almal groot union fans is nie, maar anyway. En jy het baie gesê wat ek het notas gemaak want daar's baie om te unpack. Ek moet sê ek verstaan hoekom mens geneig is om te dink mens wil teruggaan na die individu toe en wat die individu dink. En ek stem saam daarmee want ek dink ook en dis hoekom ek die storie vertel het van die experiment. Want ek dink dit gaan oor wat vir ons waarde, wat sien ons as valuable. En ek dink nie mense in skool word vandag se jeug word regtig geleer wat is dit wat hulle economic essence shape nie. Wat is dit wat gaan maak dat hulle 'n beter lewe as hulle ouers kan hê?
wat is dit wat regtig gaan bydra tot die ekonomie en hoe is dit dat ons regtig almal gaan uplift? En ek dink dis die probleem, dis dat ons geleer word om value te heg aan verkeerde goed, of ek kan nie eers eintlik sê verkeerde goed nie, want ek besef daar's economic activities wat vir my as individu waarde het, maar nie noodwendig dalk so baie bydra tot die samelewing nie. Maar ek dink as mense land het wat so laag groei, dan moet jy kind of op 'n punt sê, hoorie, maar wat dra by tot ons ekonomiese, soos wat se tipe werk moet ons value om 'n beter lewe te hê? So my antwoord vir daai sal wees, en dit mag dalk 'n baie airy-fairy antwoord wees, maar there's method to my madness. So as jou happiness mean level hoog is. So ek gaan dit vir jou verduidelik. In sielkunde leer jy van ietsie called die happiness mean level. Almal elke persoon het 'n average happiness mean level, right? En jou relationships met mense is dis die grootste indicator van wat jou happiness mean level is en hoe om dit te increase, is jou family en jou friends. Dis hoekom ek het nou die dag toe sê ek vir 'n kollega van my dat ek dink die refugee ding byvoorbeeld nie so lekker is nie, want hulle vermoed dat hulle gelukkiger gaan wees in Amerika, maar hulle los hulle belangrikste segment van happiness agter, meaning family and friends. Anyway, so dit is vir my waar jy begin, is met die individu, maar ook met die individu se community. As jy hulle happiness mean level kan increase, gaan hulle beter, wat ook al dit mag beteken, beter decisions maak en hulle gaan meer supportive wees en dit gaan 'n ripple effek hê tot die ekonomie. En vir my, dis waar jy altyd moet begin. Jy moet begin by die individu. Jou ekonomie gaan nie goed wees as jou individu nie goed is nie. Ons het baie oor hierdie gepraat, maar meer oor van 'n relationship perspective af. Dis dieselfde soos jou relationship met wie ook al, gaan nie okay wees as jy nie okay is nie. So jou relationship met jou ekonomie en jou environment gaan nie okay wees as jy nie okay is nie. Does that make sense? So dit is my idee van hoe mens die ekonomie kan verbeter, maar obviously dit vat tyd. En dit vat mense om hulle perspectives te change. En ek sê nie byvoorbeeld mense moet dieselfde perspektief hê as ek nie. As ons almal dieselfde perspektief het, dan dit gaan boring wees en unexciting en ons gaan 50,000 dokters hê en niks anders nie. Ja. So dit is my oplossing vir dit, om ons ekonomie te verbeter, meer job opportunities te create vir ander mense, letterlik net deur die happiness mean level te increase. En dit is actually ook 'n probleem. Mense het nie meer connections met ander mense nie. Mense ek voel ek en jy is maybe the exception to the rule. Nee, ek brag nie of ek whatever, maar ek dink regtig dit is die probleem. Soos mense het nie meer connections nie. Ons almal sit en kyk vir ons fone. Ons het nou die dag gepraat oor die feit dat meer as helfte van ons generasie in Suid-Afrika op 'n dating site is. So, mense het nie meer daai connection nie, en dit is die grootste indicator van wat jou happiness mean level is jou relationships met ander mense. En as jy nie relationships het met ander mense nie, goeie relationships, dan hoe kan jy jou happiness mean level increase? Want geld doen dit nie. Geld doen dit tydelik. Jy verstaan, soos physical activity doen dit ook net tydelik. Dit is iets wat eventually afwater. So,
Ja, iets om aan te dink. Ek dink, ek verstaan hoekom jy die happiness mean noem. Dit is definitief dink ek 'n belangrike aspek. Mense, familie en jou relationships rondom jou verseker dra by tot hoe jy lewe perceive en hoe jy die wêreld perceive. Ek dink daar's 4 goed. Ek is nie heeltemal seker. Hierdie een val seker vir my onder social capital. Ek sal dit as social capital kategoriseer. Ekskuus. Kategoriseer. Drink jou watertjie. Dis lekker tee. Kategoriseer. En dan sal ek sê daar's 3 ander areas wat vir my net so baie bydra tot hierdie. En dit sal wees entrepreneurskap. Soos ek verstaan social capital gaan oor die individu wat jy oor gepraat het en die community waarin daai individu homself bevind. Maar dan dink ek ook wat deeldra of bydra tot hoe maklik dit vir iemand is wat sê nou maar 'n arm gemeenskap groot word in 'n township om uit daai poverty uit te kom tot op 'n posisie waar hy beter is en meer verdien as wat sy ouers voor hom het. En ek dink entrepreneurskap en die availability tot entrepreneurskap. Ek dink hoe sterk ons landsinstitusies is, jou courts, die regering tot 'n mate, hoe stabiel die politiek en die regering is, en dan weer eens net obviously jou opvoeding wat verskriklik baie bydra. Maar dan sal obviously jou klein goedjies en ons nou genoem minimum wage, maar ek meen as jy ietsie vat soos die hoeveelheid boetes wat jy kan kry as jy informeel werk begin en jy het nie al jou papierwerk reg nie. Dit dra by tot mense wat bang is om 'n entrepreneur te word. So tot op baie klein micro level affekteer dit ons labour force. En ek dink dis hoekom dit so belangrik is om te fokus op die youth as dit kom by unemployment, want dan kan jy half 'n posisie inneem van okay, ons affekteer die youth albei kante toe, beide van hulle education af wat baie nuut nog is en dan die volgende area wat hulle moet intree in hulle eerste werk in. So ja, ek weet nie, ek dink nie om net die happiness mean factor te gaan increase gaan help nie. Ek dink dit gaan help tot 'n mate. Dit gaan 'n groot en Ja. ek wil nie sê dis die enigste oplossing nie, I mean. Nee, natuurlik. Ja. Ja, maar dit is een van die areas wat die oomblik as jy dit begin half op 'n positiewe manier kan affekteer, dan gaan dit definitief 'n verskil maak. En die obvious vraag is dan hoe help ons actually? Soos wat is die praktiese goed wat ons kan doen om te help dat ons meer youth employment het? En I suppose die obvious antwoord is nee, die regering moet help, ons moet op een of ander manier hierso subsidies en planne en allerhande sisteme in plek kry om die youth te help. En dis hartseer want baie van hierdie goed werk nie. En dit werk spesifiek nie as mens nie dinge het soos minder regulasies of meer vryheid in die mark vir mense om besigheid met mekaar te doen nie. Want ek meen my labour is letterlik dis die asset wat ek het om te verkoop, dis waarmee ek besigheid doen. So as jy vir my 'n makliker stelsel het om besigheid in te doen, dan gaan ek baie meer vrylik daai handel kan dryf met my eie labour. Ja, ek weet nie. I don't know, maar ek dink definitief ons weet wat is nie die oplossings nie. En baie van die oplossings word ongelukkig in Suid-Afrika gedoen. Net baie vasgekyk. Dis baie funny, maar dit is unfortunately so. En net 'n interessante feit om daar uit te gooi, die feit dat jong mense nie werk kry nie, is nie net 'n probleem in Suid-Afrika nie, it's a global issue. Jong mense kry nie werk nie, want daar is net hierdie, weer eens, die tweede identity van Gen Z, as ek dit so kan sê. Ek sê nie Gen Z, ons generasie, kry nie werk nie. Daar is van ons wat werk kry, maar dis die gefappeltjies. Sorry, my laptop is besig om pap te raak. Dis die gefappeltjies wat daai expectation het van werk gaan gegee word vir my. Dis 'n global issue en ek het nog nie gelees van iewers waar hulle 'n oplossing gekry het daarvoor nie. En dit is sad, want imagine net soos oor 10 jaar, daardie mense gaan either baie bad job hê of hulle gaan nie 'n job hê nie. En hulle gaan dan soos daai studie uitdraai in Finland waar hulle 10% minder verdien as dies wat
al begin het toe hulle moes. Maar bygesê ook, as jy sommer 'n gap jaar vat, kom ons sê ek en jy het albei ekonomie gaan swat en ek het 'n gap jaar gevat voordat ek begin ekonomie swat het. So jy het technically 'n jaar voor my begin. Jy is nog steeds voor my want jy het 'n jaar voor my begin. Jy het 'n jaar ekstra ervaring. As ek nou, even as ek my honeurs doen en jy nie jou honeurs doen nie, ons begin dieselfde, is ek nog steeds 'n jaar agter, al het ek beter, meer education. Ek is nog steeds 'n jaar agter in die bedryf. En dis maar net hoe dit werk. Hoe langer jy vat om werk te kry, hoe verder raak jy agter. En dit is ook iets wat ek voel soos in, ons generasie moet dit begin besef. Ek moet vir jou sê, jy sê jy het nog nie iewers 'n oplossing. Actually, ek het 2 goed daar en dis klein bietjie pushback. Dis nie dat ek sê wat jy sê is verkeerd nie, want ek dink jy's 100% reg. Maar net soos 'n bietjie 'n devil's advocate, die ander kant van die saak kan ook wees. Ek dink daar's 'n middelkategorie van mense wat nie bygebly het by nuwe tegnologie nie. En wat net te oud is om verskoning te kan gebruik dat hulle te oud is om by te gebly het. En ek dink hulle sukkel verskriklik baie. Ek dink baie van die jeug sal ek in 2 kategorieë deel. Die mense wat bygebly het en wat wel in daai sin tradisionele werke wil hê en wel aangaan met dit. Nie tradisionele werke nie, maar tradisioneel wil werk. En die ander groep is die mense wat hulle value is presies op 'n ander plek geplaas. Hulle sien nie value daarin om te werk vir 'n groot maatskappy. Heel moontlik omdat dit hulle ideologiese agtergrond is of ideologiese siening is, dat hulle nie dink dit is moreel om sê maar in 'n capitalist economy te werk nie en dan doen hulle net nie. Maar ja, so ek dink iets wat vir my uitgestaan het, ons het 'n ruk terug, het ek die voorreg gehad om te praat met Dr. Ian Rove, wat in Amerika, ek dink hy het vir ek sal maar iewers dit moet insit, maar ek dink die skool vir wie hy werk, sy naam is Vertex of iets soos dit. En hy is 'n co-founder by dis Amerikaanse skool in the Bronx. En so obviously nie 'n goeie area noodwendig nie. En hulle het 'n skool begin waar hulle in plaas daarvan om die normale gewone Amerikaanse kurrikulum te volg hulle 'n baie meer praktiese kurrikulum, soos om studente actually voor te berei vir lewe. En dit was vir my verskriklik inspirerend gewees, net hulle fokus onder andere daarop om jong mense te help om 'n morele framework te skep waarmee hulle die lewe kan ingaan. En dit het vir my so groot verskil gemaak in net die manier hoe ek dink oor skool en oor 'n klaskamer. En ek dink die tradisionele manier wat ons oor klaskamers dink as net maak op jou boek, trek 'n lyntjie, skryf vas, skryf los. Ek dink ons is nie daai is baie cool. Ja. Sorry, ek het net gesê klaskamers vandag is nie ingerig om ons voor te berei vir die toekoms nie. En dit hou net ongelukkig nie by nie. Dis baie cool dat hulle daai gedoen het. Maar nou sit jy met die dilemma. Onthou, kinders, okay. Soos 'n kind groot word, is daar sekere tickboxes wat 'n kind moet tik om te gaan soos in okay, nie te gaan jy's normaal nie, net om te gaan soos okay, jou motor skills is nou reg, jou bla 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 bla. So daai moet gedoen word. Maar daar's ook tydens die fisiese development van 'n kind, develop jou brein ook en jy's very impressionable. Baie. Weereens, soos wat ek nou gesê het, daar's altyd meer om te leer, baie impressionable. Onthou jy toe ek daai filosofie klas gehad het met wie ek het glad nie met die lecture gestem nie, en dit was die eerstejaarsmodule want ek moes van graad geskuif, toe moes ek oorbegin. En hy het gesê in die klas dat daar tot vandag toe
wat is die mooi term daarvoor? Basies dat wit mense voorgetrek word in Suid-Afrika tot vandag toe. En ek stem nie saam daarmee nie, because it's not true. It is not true. Anyway. En wat in my kop aangegaan het is soos in hoe oud was ek? Hoe oud was ek? 20. Nee, 19. was ek 20? Ja, wel, kom ons sê 20. Daar's 18-jariges wat in die klas sit wat dink wat die lecturer sê is wet. En hier sit ek wat al 2 jaar geswat het. Ek dink dit was 21 geweest. Hier's ek wat al 2 jaar geswat het, wat weet dat 'n universiteit is daar om idees te spaak, nie om idees in iemand se kop te druk nie. Is 'n sin hierdie mense wat saam met my sit in die klas gaan uit in die wêreld en gaan jy's 'n wit mens, so jy het eerste die strooitjie getrek, die beste strooitjie getrek oor jy wit is. And it's not true. So, okay, om by my punt uit te kom weer, kinders en jong mense is baie impressionable. Die probleem met daai skool byvoorbeeld wat jy nou gesê het, is 'n onderwyser kan gaan, hierdie is my ideology en my ideology is wet. And that can be damaging. So, great idee, maar daar moet nog steeds 'n raamwerk wees om te gaan, okay, sekere goeders raak jy nie aan nie, of jy raak aan dit, maar jy moet ook aan die teenoorgestelde raak, sodat daai thinking process kan begin interact met mekaar in die persoon wat jy teach se brein. En ja, dis verskriklik belangrik wat jy sê, dat onderwysers het baie keer nie dieselfde ideological alignment as wat die studente en die ouers in hulle klas het nie. Die ouers van die kinders wat in die klas sit het nie. En dit is 'n verskriklike groot probleem. En die ding is net, ek dink dit is moeiliker om dit te hanteer in publieke skole as wat dit is in privaat skole. En dis onder andere een van die baie belangrike vrae wat ons gevra het vir Dr. 1 toe ons met hom kon praat, was hoe besluit julle wat se onderwysers om te hire? Want hoe is julle seker dat die onderwysers wat julle hire wel gaan doen wat julle wil hê moet in die klas? Hulle moet 'n ability om te teach, is dit wat hy vir ons sê. Hulle moet 'n ability om te teach, want sekere mense is teachers en anders is nie. En ek dink daar's verskriklik baie onderwysers vandag in die education system in Suid-Afrika wat nie teachers is nie. Hulle is soos educators, of hulle is net nie, jy verstaan, hulle is teach dalk, maar hulle is nie teachers nie. En hulle moet obviously subject matter knowledge hê, wat 'n verskriklike groot probleem in Suid-Afrika ook is. Dis so 'n bekende statistiek, maar iets soos 4 uit elke 5 onderwysers kan nie hulle eie toetseslag van die kinders, die toetseslag wat hulle vir die kinders gee nie. Of soos vir graad 4 of 5, ek kan nou nie onthou nie, daar's iewers 4 en 5 laaste. Doesn't matter, freaking graad 4 toets, as jy vir ons aan deur te kom. 100%. En die laaste ding is dan obviously het hy gesê dat hulle seker is, hulle doen soos 'n rigorous testing, hulle maak seker die onderwysers wat hulle aanstel, align met die ideologie van die skool. Want dit is verskriklik belangrik, en gelukkig nou is hierdie ideologie heel moontlik waarmee ons ook saamstem, wat 'n meer of nie te verskriklik, anyway, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar ek dink dis bitter belangrik. Daar's 'n paar goed wat ons vanaand genoem het wat belangrik is om te help met die unemployment crisis in Suid-Afrika. Die probleem is net die implementation daarvan, want unfortunately bly ons in Suid-Afrika en alles het geld nodig, en ek glo dat daar is funds vir hierdie, dit word dalk net nie reg geallocate nie. So ek dink ons sê culture net is 'n probleem. Culture het ook 'n baie groot invloed op dit. Ja, maar ek bedoel ook soos net 'n culture in government om nie noodwendig die geld op die beste manier te spandeer nie.
ja, culture het 'n baie groot invloed op dit. Nee, maar ek bedoel nie daai Nee, culture nie. ek hoor Ek wat jy bedoel sê. soos working culture. Ja. Ja. Anyway. Okay. Ek dink ons kan die gesprek hier eindig. Dit was nou baie interessant geweest. Okay, dit is die einde van ons gesprek. As jy like wat jy hoor, subscribe en maak rumoer. Bye.